welkom by ons wolmarkverslag vir Katalog 27. En ja, dan is ek vandag bevoorreg om vir Jolande hierso by my te hê. Jolande gaan nou deel wees van ons wolmarkverslagspan vir die toekoms vorentoe. Jolande, hallo, welkom hierso by ons. Hallo Leon, dankie, is lekker om hier te wees. Leon, so vertel ons 'n bietjie. Wat is jou algemene gevoel of indruk oor hierdie week se veiling? Jolande, ek dink die veiling het almal van ons redelik verbaas. Ons het verwag dat ons op redelike vlakke is en wat dit lyk wat die mark gemaklik is om op te verhandel op hierdie stadium. Australië het Dinsdagoggend begin met 'n 1.2% stygings in die mark en op baie stadium het dit vir my gelyk of dit maar hoofsaaklik dalk maar 'n bietjie van 'n wisselkoers, 'n currency beweging is, maar Woensdag het hulle net voortgehou en daai momentum gehou en ons het geëindig op die einde met 'n 3.4% stygings in die mark. So wat 'n ongelooflike goeie dag was en dit bring ons terug by gesertifiseerde wol op 'n skoonwol indikator van R258 per kilo. So ja, ons is op 'n wonderlike plek op hierdie stadium en die veiling was 'n lekker hoë energieke veiling geweest, dit het vinnig gehardloop. Dit was net 'n ongelooflike ervaring geweest om wol binne in so 'n mark te kan verkoop. Ja nee, ek voel self met die kliënte ook, dis lekker om te sien. Dis lekker as dit 'n goeie beweging is. Dis lekker om te sien. Absoluut, want jy's deel van die span, jy's daar so binne in die veilingslokaal en deel van die dinge wat gebeur. So ja, jy daai selfe ervaring kry jy. Ek meen wat van waar ons was 3 jaar terug, die energie binne in die veilingslokaal teenoor wat die energie in die veilingslokaal nou is, veral op spesifieke lotte. Mens voel sommer daai tipiese energie voel jy aan as sekere skeersels begin verkoop. Ja, dit is waar. En mikroongroepe, het enigiets uit vir jou gestaan, enige groep? Ek dink 'n mikrongroep wat vir my moeilik was om te quoteer was definitief die 17.5 mikron. Was 'n ongelooflike goeie kompetisie op daai mikrongroep tussen Seagate, Mazarell, Stuken met mekaar op daai geselekteerde skeersels binne daai mikrongroep met laaplant materiaal, goed gesond gegroeide wol, het net ongelooflik goed verkoop. So heelwat van daai skeersels het nie heelwat duurder verkoop as die gemiddelde mikron indikator wat ek aanwys. So daar was ongelooflike goeie kompetisie op daai 17.5 geweest. So hopelik is dit 'n indikator vir ons dat die fyner deel van die mark laat daar redelike momentum begin kom in hom. Ek dink ons het verlang het ons gesê die verskil tussen ons medium en ons fynwol is te klein, iets moet gebeur of die medium moet goedkoper raak of die fyner wol moet duurder raak en ek dink ons almal hoop eerder vir laasgenoemde dat die fyner wol net duurder raak om daai verskil tussen die medium en die fyn meer op sy regmatige begaping te kry. So ja, nee, ons het 'n ongelooflike binne die fyner deel van die mark 'n baie goeie dag gehad. Ek stem saam. En dan op daai topic so enige skeersels wat uitgestaan het vir jou? Yes, ons het 'n paar ongelooflike pragtige skeersels gehad. Ek dink as ons kyk na die top 10, Ottard, Klingenberg, Klingsboerdery, is Ottard se Hoggett skeersel, maar daai skeersel het ongelooflike goeie kompetisie op die dag ontlok. En Ottard het ook die 1, 2, 3, 4, die 4 hoogste pryse en dan nog 1 of 2 pryse in die top 10. Maar R243.60 vir sy BFH, R241.20 vir sy AFH. En dis daai tipiese mikrongroep wat ons net van gepraat het, 17.4, 17.7. Die hele top 10 word eintlik maar oorskadu deur spesifiek daai mikrongroep. So Ottard baie goed verkoop. Johan Klingenberg, Paardeplaasboerdery, het 'n lyn vir R236.90, 'n 17.4 mikron BHF wat hy verkoop het. So binne die top 10 dink ek is dit die twee skeersels wat uitstaan, maar as ons gaan kyk na gemiddeldes wat die ouens verkoop het, dan het Ottard Klingenberg net weer eens uitgestaan. 31 bale, R215. So wat 'n ongelooflike gemiddeld op sy skeersel. Tweede plek en wat 'n plek hier in die top 10 ook het, maar wat ongelooflik goed verkoop in die skeersel as 'n geheel. Blouwater Trust, Justin Kingwolf van Graaf-Reinet, R193 per kilo gemiddeld op sy skeersel, so 'n skeersel wat uitstekend verkoop het.
derde plek Dirkie en Greiling Heinz van Senekal ongelooflik goed gedoen. Vierde plek Jordi van Hasselt Batelier Farming Prins Albert. So ja, daar's ons 4 topskeersels wat gemiddeldes aanbetref. Maar dan kan ons nou aangaan, daar is nog 'n hele klompie om Jan Venter, Burgersdorp, Deelfontein plase. So daar's 'n hele klompie skeersels wat ongelooflike goeie hoë gemiddeldes gehad het. En is absoluut geluk aan daai mense en dankie vir sulke mooi voorbereide skeersels. Die mark het hulle net absorbeer en dit het ongelooflik goed gegaan. Ja, ek stem saam. Nee, regtig. En dan, wat is jou verwagtinge vir die res van die wolseisoen? Ek dink dit is altyd 'n redelike moeilike vraag om te antwoord. Ek dink ons het baie veranderlikes in die wêreld wat kan verander en wat skielik kan verander. Ek dink een van die groot goed wat maar die hot topic is op hierdie stadium is, wat gaan in Iran gebeur? Waarna toe gaan dit? Hoe vinnig gaan hierdie hele energiekrisis tot 'n einde kom? Hoe vinnig gaan die oorlog tot 'n einde kom? Hoe vinniger hy tot 'n einde kom, hoe beter vir ons almal. Ek dink ons begin reeds ons energiekoste begin ons reeds sien dat daar so 'n styging is en hoe langer hy aanhou, gaan ons begin 'n inflasie gaan ons 'n verskil begin sien en hoe langer hy aanhou, gaan ons 'n rentekoers verskil begin sien. So al daai goedjies sal heel moontlik verdiskonteer word in die wolprys. So kom ons hoop dit hou op vroeër eerder as later. Maar as ons bietjie hierdie wêreld veranderlik is op sy sit, ek dink ons is op 'n baie goeie plek. Ek dink ons is nou daarso waar vraag en aanbod mekaar nou net begin oorskry binne die wolmark. Daar is nie baie wol in die wêreld beskikbaar nie en as ek vanoggend die Australiese opsomming van hulle mark gelees, ek dink wat hulle sê en dis wat ons hierso ook ervaar is, die ouens besef daar is nie meer opgehoopte voorraad wat in die store lê nie. Daai voorrade is redelik uitverkoop en dit het ons nou gesien in Australië wat nou van 43,000 baal skeersels die vorige paar weke gegaan het af na 33,000 baal aanbied in hierdie week. So die hele mark gaan net meer begin staat maak op vars geskeurde wol. Die opgehoopte ou wol is redelik uitverkoop. So dit raak nou 'n vraag en aanbod scenario op hierdie stadium en gelukkig lyk dit die vraag oorskadu die aanbod nog met 'n redelike mate. So vir die nabye toekoms, ek dink ons is op 'n baie goeie plek. Ek kan dit ook sien. Tot dusver doen ons baie goed. Definitief. Dis positief. So Jolande, ja, ek dink dis wat in die wolmark gebeur het. En ja, so nee, dames en here, baie dankie. Dan sal ons volgende week het ons weer 'n wolmark verslag. Ons verkoop katalog 28 volgende week. 28 verkoop ons volgende week. So ons sal weer 'n wolmark verslag gereed hê. Baie dankie. Dankie.